Hallo mense, ek is Oom Koos van die Groot Karoo. Man, ek het vandag weer vir julle 'n storieetjie van Napoleon, maar dis nie 'n storie wat algemeen bekend is nie. Nou kyk, in 1798 toe Napoleon ons sy Egiptiese veldtog en hy het onder andere 'n draai gemaak in Israel of wat, ek weet nie wat hulle daai tyd genoem het nie, en hy het toe gebesoek aflê in die dal van Megiddo. Nou dis mos nou die dal waar die laaste oorlog op die derde wêreldoorlog, of hoe mense dit ook al kan sê, gaan ons daar afspeel. Dis mos die dal waar Dawid vir Goliat verslaan het. Nou hy het gesê dat volgens sy ondervinding is dit die beste plek vir 'n veldslag in die hele wêreld. Nou dit is maar net so terloops. Maar in elk geval, die Egiptiese veldtog van hom was aan die een kant 'n militêre veldtog en aan die ander kant 'n wetenskaplike veldtog. Nou hy het nou saam met sy soldate 'n klomp kunstenaars en landmeters en wetenskaplikes saamgevat. En toe hulle nou in Egipte kom, toe die piramides opgemeet en agtergekom hoe geweldig akkuraat hulle gebou is. En daai tyd was die Sphinx gedeeltelik wyd en hulle daar al langs die Nyl afgegaan en daai ou tempels gedokumenteer en nageteken, want daar was nog nie kameras nie, tot by Aswan en weer teruggekom. Nou kyk, toe Napoleon nou terugkom, toe gee hy so 'n groot boeke uit, Le Info de Egypt. Nou daai boeke het die moderne belangstelling in Egipte getrigger, tot dat 'n ou so Sir Flinders Petrie van Engeland amper sy lewe gewy het aan navorsing in Egipte. Daar gaan we dit nou net so terloops. Nou kyk, toe hulle nou daar by die piramides is, toe sê Napoleon vir sy offisiere dat hy moet eendag alleen in die piramides gaan slaap, of in daai groot piramide. Want voor hom het Julius Caesar het gedoen, en voor Julius Caesar het Alexander die Grote het gedoen. En van die manne sê toe maar dat hulle saamgaan met hom daar in die piramide in, want dit is donker en dis die plek was nie daai tyd so toeristevriendelik soos vandag nie. Maar hy het gesê hy moet alleen gaan, iets wat hy alleen moet doen. En niemand het saam gaan nie, en hy is alleen daar in die aand, en hy daar ingegaan by die tonnel van Al-Mamun. Nou die tonnel is daar aan die noordekant ingebreek. Dit is 'n Arabiese kalief wat in die 9de eeu die tonnel daar gemaak het. Nou kyk, daar is navorsers wat reken die tonnel is van buite binne toe ingebreek, maar ek staan by die span wat sê die tonnel is van binne buite toe ingebreek. Maar hoe dit ook al sê, ons sal op 'n dag 'n video maak daaroor en dan sal ons dit in meer breedvoerigheid bespreek. Maar hy is daar by die tonnel in, maar is pik nagswart donker mos daar in die piramides, en hy het nou sy kersie en sy beddegoed saamgevat, en hy het hom gaan tuismaak daar binne in daai sarkofaag in die King's Chamber. Nou die volgende oggend, so by ligdag, toe kom hy daar die piramide uit, redelik verskrik, en verward en bleek, en die ouens vra vir hom, jong, wat het daar gebeur binne in die piramide? Hy sê toe vir hulle, man, ek kan julle maar vertel, maar jy sal my nie glo nie. En verder as dit, het hulle niks uit hom uitgekry nie. Nou 'n paar jaar later, toe moet daar 'n skrywer Napoleon se biografie skryf, en hy het 'n interview met Napoleon gereël, en toe hulle mekaar kry, toe sê hy vir hom, kyk Napoleon, ons weet alles van jou af, maar daai nag in die piramide, wat het daar gebeur? Maar Napoleon het ook net vir hom gesê, man, ek kan jou vertel, maar jy sal my tog nie glo nie. En dit is sover en niks verder. Nou kyk toe Napoleon, maar so later sy veldslag van Waterloo gehad, wat hy verloor het, en hy is verband Sint Helena toe, en daar is mos hom op die eind oorlede. En terwyl Napoleon nou daar op 'n klip langs die see uitkyk oor die see Frankryk se kant toe, seker met die hulplede daar, of met die idee daar hulp vandaan gekom, toe kom hy agter, maar die wag wat daar by hom staan, kan Frans praat en Frans verstaan. En toe sê Napoleon vir die ou man, weet jy, ek kan nou vir jou 'n ding vertel, maar jy kan dit nou na my dood eers bekend maak. En Napoleon vertel toe vir hom, dat daai nag terwyl hy in die piramide in daai klipsarkofaag lê, 12 uur die nag, toe hy opkyk, toe staan daar 'n Egiptiese koperkapel met sy kop so bak getrek vir hom, en kyk,
Napoleon dink maar, hy het nou niks hier om die slang mee te slaan nie. En terwyl die slang so lê kyk, toe verander die slang voor sy oë in die mooiste vrou wat hy nog ooit gesien het. En toe die transformasie nou klaar is, toe sê die vrou vir hom, dat sy is Cleopatra. En sy sê toe vir hom, dat sy wil vir hom iets vertel. Sy sê toe dat hy sy die laaste veldslag wat hy veg teen die Engelse sal hy verloor. En hy sal op 'n plek ver weg van Frankryk sal hy doodgaan. Maar hy sal onthou word as een van die grootste Fransmanne wat nog ooit gelewe het. Dis so die storie wat Napoleon vir die wag vertel. Nou ja, ons ken nou almal die storie dat Napoleon is kort daarna op sy sterfbed en die ouens wat daar op hom staan, vra toe nog verlaas vir hom, man, wat het daar in die piramide gebeur? En net toe dit lyk Napoleon gaan hulle vertel toe sy oorlede. Nou ja, die wag het nou seker die storie vertel, maar ek weet nie of hulle ook nie die wag geglo het nie, maar die storie is nie algemeen bekend nie. Maar nou ja, soos die ding toe uitgewerk het, Napoleon het die laaste veldslag verloor, hy het ver weg van Frankryk af dood gegaan, en vandag onthou ons vir hom nog steeds as sinoniem met Frankryk. Nou ja, ek weet nie hoeveel van julle die storie ken nie, maar dit het ek een keer gelees.